Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkie nommer 5. En ons tema van vandag is: hoe klink God se roep vir jou? Genesis 3 vers 9. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" Genade is die sagte stem wat ons roep om te verander en wat ons dan in staat stel om te word wat ons moet wees. Hoe klink God se roep vir jou? Kom ons dink vandag so 'n bietjie terug kleintyd toe. Kan jy nog onthou hoe mamma of pappa se stem geklink het as jy seer gekry het? As jy iets mooi gedoen het? As jy kwaad gedoen het? As jy nie na hulle geluister het nie? Kan jy nog onthou hoe hulle jou dan aangespreek het? Ek het geweet dat as ek op my volle voorname geroep is, die moeilikheid en sulke branders my kant toe gekom het. Ons het geleer dat die manier waarop daar met ons gepraat is, 'n goeie aanduiding was van hoe die persoon wat met ons gepraat het, op daardie oomblik oor ons gevoel het. Ook het dit wat ons gedoen het, bepaal wat ons gehoor het in die persoon se roep na ons. Dink gou, wat het jy gehoor in mamma of pappa se roep as jy kwaad gedoen het? Hoe dink jy het God se roep na Adam en Eva vir hulle geklink? Ek dink nie God het met 'n kwaai en aggressiewe stem na hulle geroep nie. Dalk het hulle, omdat hulle bang was, dit so beleef en gehoor. Hoewel God geweet het dat hulle 'n verkeerde ding gedoen het, het hy hulle nog steeds in liefde gaan opsoek. Terselfdertyd het hy ook vir hulle die belofte van hoop gegee, dat hy iemand sou stuur wat die slang se kop sou vermorsel, Genesis 3 vers 15. Met Jesus se sterwe het hy die sonde en oortredings van die ganse mensdom op hom geneem. Daarmee het hy die pak slaag wat ons moes kry, in ons plek gevat. Hy het vir eens en vir altyd met die sonde afgereken. Daarom is sy roep na ons vandag anders. Ons hoef nie meer bang te wees oor wat ons verkeerd gedoen het nie. Sy roep is sag en liefdevol. Hy is nie kwaad vir ons nie. Hy wil ons nie pak slaag gee nie. Nee, as ons foute maak, wil hy deur sy gees vir ons wys wat ons moet leer en hoe ons dit in die toekoms kan regdoen. Dit gaan nou daaroor dat ons moet besef dat elke dink wat ons dink en doen sekere gevolge het. Daarmee saam moet ons besef dat ons die gevolge van ons verkeerde keuses sal moet dra. Soos Adam en Eva, gee ons vandag nog vir Satan en ander ook die skuld as ons verkeerde keuses gemaak het. Ons verkeerde keuses word gemotiveer uit ons programmering, omstandighede, die situasie van die oomblik ensovoorts. Luister mooi. God roep jou ook met 'n stem vol liefde vandag. Hy wil ook jou seer beter maak. Jy hoef nie meer bang te wees vir hom nie. In ons stil word en oorgee in God se liefdevolle arms, kan ons sy sagte en teer stem van verstaan en omgee hoor. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy beleef so baie van ons vir God nog as 'n kwaai ou oom? Hoe kan ons begin om God te ontdek vir wie hy regtig is? Wat gaan jy vandag begin doen om God beter te leer ken? Dankie Hemelvader dat U nie vir my kwaad is nie. Dankie Jesus dat U my straf op U geneem het. Dankie Heilige Gees dat U my wil leer om al hoe meer die regte keuses te maak. Amen. Soos 'n mamma en pappa wat ons seer wil beter soen, wag God ook vandag vir jou en vir my om met ons seer en ons alles na hom toe te kom. Want hy is ontsettend baie lief vir elkeen van ons. Seën in oorvloed, hê 'n wonderlike dag, liefde groete, Sjaal.